Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Soms is dit makliker om ander te vergewe as wat dit is om jouself te vergewe. Dit is veral so wanneer ons in 'n belangrike area soos 'n huwelik of 'n loopbaan misluk het. Ons dade ander seer gemaak het of ons eie gewoontes ons seer gemaak het. So wat moet jy doen? Eerstens, bely dit. Moenie bang wees om te bely wat jy gedoen het nie. Hoekom nie? Want jy is nie uniek nie. Jy is nie die eerste nie en jy sal ook nie die laaste wees om foute te maak nie. Almal maak foute. En as God jou vergewe het, dan moet jy jouself ook vergewe. Wyse mense is nie mense wat nooit foute maak nie, maar diegene wat hulle self ook kan vergewe en uit hul foute leer. Tweedens, deel met dit. Baie keer is dit nie die oortreding self nie, maar die skuldgevoelens en stres wat daarmee gepaard gaan, wat ons sleg laat voel. Ons reaksie is die probleem. Om voortdurend op jou mislukkings te top, help glad nie. Jy sê, maar ek kan dit nie help om heeltyd daaraan te dink nie. Hoe deel ek met dit? Hier is wat jy doen. Elke keer wat jy jouself kry, waar jy top oor foute in die verlede, verskuif jy jou fokus onmiddellik na God se goedheid en die feit dat hy jou vergewe het. Dit is wat Dawid gedoen het. Hy sê in Psalm 103 vers 2 tot 4, Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Wanneer jy op God se weldade teenoor jou gefokus is daar nie veel plek oor vir skuldgevoel nie. Here, ek kom vandag na U toe met 'n swaar hart. Ek voel skuldig en spyt oor my vorige keuses. Vergewe my asseblief vir my foute, was my skoon en help my om die pyn wat ek dra te laat vaar. In Jesus naam bid ek dit. Amen.